Inwoners van Frankfurt-Villiers, Cornelia en Tweeling in die Mafube plaaslike munisipaliteit ly steeds onder 'n verlammende waterkrisis. Al 9 weke lank wag hulle tevergeefs vir 'n nuwe waterpomp wat deur die Vrystaatse Kogta beloof is. Ek gesels nou met die VF+ se Eloise Denner en sy is dan ook hoof van die kiesafdeling LP van die plaaslike munisipaliteit. Goeiemôre Eloise en dankie vir jou tyd. Goeiemôre Susan en môre aan die luisteraars. Sien ek reg 9 weke lank wat daar nie enige vordering gemaak is om 'n waterpomp by hierdie mense uit te kry nie. Wat is die rede daarvoor? Dis reg ja, ons VF+ raadslede in die munisipaliteit druk al sedert kyk daar was 3 pompe, laat ek net so tree terugneem, waarvan een gebreek het, toe is daar 2 pompe, toe breek een en toe versoek ons asseblief ons kort nog 'n pomp. Die een pomp kan nie water voorsien aan die hele Mafube munisipaliteit nie en dit was so wat 9 en 'n half weke terug. Ons druk sedertdien vir 'n waterpomp. 9 weke terug is daar beloof. Die LER self het beloof. Die provinsiale departement sal sorg dat die pomp aangekoop word en sedertdien is daar nog net beloftes, maar daar's geen pomp nie en in die tussentyd sit die inwoners met 'n waterkrisis. Hoe beïnvloed dit hulle dag-tot-dag lewens? Dis 'n krisis, Susan. Frankfurt byvoorbeeld het soms net 5 ure 'n dag water. Cornelia gaan vir dae aan een sonder water. Tweeling sit sonder water. En dis nie net die waterpomp wat die probleem is nie. Die munisipaliteit is in so 'n finansiële krisis dat die chemikalieë is besig om op te raak. Dit raak amper elke maand op. Dit gaan binnekort weer opraak. Ek dink Villiers sit reeds sonder chemikalieë. So water kan ook nie gesuiwer word nie en jy kan dink, dis skole, dis klinieke, dit is aftreeoorde, ouetehuise, gewone huishoudings wat sonder water sit, mense kan nie kos maak nie, mense kan nie was nie, dis werklik 'n krisis en dit is ongrondwetlik, dit is 'n skande dat die ANC dit toelaat. Julle het ook nou uitgereik na die om op 'n nasionale vlak, eintlik maar meer provinsiale vlak, maar nasionale vlak hulp te kry. Wat sê die stadsbestuurder van die plaaslike munisipaliteit, die burgemeester, wat is hulle antwoorde op hierdie krisis? Kyk, die stadsbestuurder is nou waarnemende bestuurder, sy is nou nog nie lank daar nie, maar daar is nie regtig antwoorde wat van die munisipale bestuurder of van die burgemeester afkom nie. Ek dink al ons remedies is redelik plaaslik en provinsiaal al uitgeput en daarom het ek 'n skrywe gerig aan die nasionale minister van Kogta om te vra asseblief dat sy departement, dat sy kantoor self bemiddel in hierdie krisis, want die een sê dis die ander een se skuld en so word die bal die heeltyd tussen mekaar gegooi, maar die waterpomp realiseer nie, die probleem word groter en niemand neem verantwoordelikheid daarvoor nie. In die tussentyd, jy het nog vroeër gepraat van beloftes wat gemaak word, jy het nou uitgereik vir 'n nasionale ingryping ook, Eloise, praktiese oplossings in die tussentyd, wat word daar gedoen om hierdie inwoners en die hospitale en die ouetehuise en so meer die skole by te staan in die tussentyd? Is daar watertankwaans? Susan, ek dink ongelukkig en gelukkig is ons mense baie aanpasbaar. Het is onregverdig om van hulle te verwag om in so 'n krisis aan te pas, maar tog pas hulle aan. Ek dink baie mense tref voorsorg. Ek dink baie mense het watertankwaans opgesit. Ek dink baie van die besighede het watertankwaans opgesit. En ons VF+ raadslede byvoorbeeld betaal vir toerusting uit hulle sakke uit net om seker te maak dat die werk kan aangaan en dat die mense basiese dienste het. Maar die krisis is veel groter as net water. Daar is nie 'n voertuig in Mafube wat loop nie. Daar is nie wit vloot of geel vloot nie. Hulle kan glad nie dienste lewer nie. Daar word nie salarisse betaal nie. Ek dink die raadslede byvoorbeeld het nou nie salaris gekry nie. Hulle gaan ook nie vir Oktober en November salaris kry nie. Die derde party aftrekkings van die werknemers word nie oorbetaal nie. Dienste kan net eenvoudig nie gelewer word nie. Waterpyp infrastruktuur is in 'n toestand. Ek dink Mafube suiwer iets soos 9,5 miljoen liter per dag water om aan mense te verskaf, maar 68% daarvan gaan verlore as gevolg van stukkende infrastruktuur. So die krisis is veel wyer as net water. En hierdie is 'n munisipaliteit wat aan en af onder administrasie is sedert 2017. Dit bewys vir ons dat provinsiale administrasie hoegenaamd nie werk nie, maar Mafube is slegter daaraan toe sedert die administrasie in aanvang geneem is. En dit wys vir ons dat geen regering onder ANC-leiding in staat is daartoe om dienste te lewer of om 'n krisis om te draai wat hulle self veroorsaak het nie. Eloise, net so laasens 'n gedagte wat my opkom van die inwoners se kant af. Wat sê hulle? Wat is die woord wat jy hoor van die inwoners af? Hoe voel hulle oor hierdie situasie? Nee, soos jy kan dink is inwoners ongelooflik ongelukkig.
Ek dink enigiemand sou ongelukkig gewees het as jy byvoorbeeld vir dienste betaal, maar jy kry dit net eenvoudig nie. As jy 'n grondwetlike reg op toegang tot skoon water het, maar dit word net eenvoudig vertrap. So die inwoners is baie ongelukkig. Ek is seker hulle gaan die ANC straf by die stembus by die volgende plaaslike regeringsverkiesing en dit is wat ons nodig het om hierdie skip om te draai. Dit gaan stadig wees, maar ons gaan moet begin deur die regering te vervang, deur self te doen, ons eie oplossings te bewerkstellig en die skurke uit regering uit te kry. Eloise, baie dankie, baie sterkte daar in die munisipaliteit en nou ons gerus op hoogte van wat 'n vordering daar gemaak word. Baie dankie Susan, mooi dag. Eloise Denner, VF+ LP en kiesafdelingshoof van die Mafube plaaslike munisipaliteit.